Haal skuld die wind uit jou seile uit. Jy kan soos 'n kogelmander op sy klip gaan sit, terwyl Afriskuld vir die bobbejaan agter die bult gaan haal. As jy voel dit is tyd om skouer aan die wiel te sit en ontslae te raak van lastige skuldeisers, is Afriskuld dalk die opsie vir jou. As jou persoonlike lenings, kredietkaarte, klererekening of selfs jou voertuig en huislening jou slapelose nagte gee, is Afriskuld gereed om vir jou 'n gratis, verpligtingvrye kwotasie aan mekaar te sit. Moet jy skuld maak om skuld te betaal? Stres jy oor skuld? Wonder jy hoe jy deur die maand gaan kom? Konsolideer met Afriskuld en kry een bekostigbare premie vir al jou skuld en betaal onmiddellik minder. Om uit te vind hoeveel minder jy elke maand aan skuld hoef te betaal, besoek Afriskuld se webtuiste afriskuld.co.za. Vandag op die Appelkas sit ek saam met Sonel Brits en Frik Roots van die ATKV. Ons praat oor die ATKV se bestaande aksies teen boelie, veral in skole en laerskole. Ons praat oor 'n nuwe takprojek om ATKV jeugtakke by 'n vraelys oor boelie te betrek. Ons praat oor selfone, ouers, skole, beheerliggame en die volle sirkel. Die ouerhuis, die skool, die werksplek en die gemeenskap. Ons vra die vraag wat dalk die meeste sny. Is jou kind veilig, maar ook is ander kinders veilig van jou kind af? Die Appelkas is oop. Welkom Sonel, welkom Frik. Het wil vir my oorkom, boelie is soos 'n huisgenoot in elke huis. Almal het die probleem. Ek het vroeër jaar, het ons 'n geval gehad, dat ek my eie dogter uit die laerskool uit moes haal as gevolg van boelie gevalle. En ek is self 'n getuienis van dit. En ek voel, jy weet, elke kind is maar soos 'n blom wat in 'n spesifieke blompot kan floreer. Jy moet net die regte blompot vind. Julle by die ATKV Sonel, julle het baie projekte wat help vir boelie gevalle. Waar sal julle sê, Frik, begin hierdie boelie gevalle? In my opinie en my betrokkenheid by skole, ek is 14 jaar nou al op beheerliggame, waarvan ek voorsitter was van 2 laer- en hoërskole, is boelie definitief verskillend by laerskole en hoërskole. Maar dit kom van die huis af. Dit begin by die huis. Dit begin by 'n ongelukkige huissituasie of 'n probleem by die huis of iets. En met al ons ondervinding wat ons gehad het, kan ons elke keer as ons 'n dissiplinêre saak moes hanteer, of dit nou boelie is of iets anders, kan ons dit teruggevat het huis toe. So jy sê dit word gekweek. Ek sal nie sê dit word gekweek nie, dit het definitief 'n invloed op die kind se ontwikkeling. Hy sien dit by die huis, monkey do what monkey see. Daar's 'n ander faset ook, is natuurlik groepsdruk. In jou eerste podcast het julle gepraat van nie elke donkie hings is 'n resiesperd nie. Ek het self die geval gehad met my eie seun, waar ek eendag 'n saak moes hanteer, en toe ek met die ma praat, toe sê sy, maar jou seun het ook my dogter iets genoem oor haar gewig. Maar sy het onmiddellik toe gesê, jou seun het later kom om verskoning vra. En dis waar ek wil by uitkom is, dit word gekweek, maar ons ouers moet begin 'n verantwoordelikheid vat. As iemand jou kontak en vir jou sê, luister, jou seun of jou dogter het my kind geboelie, moet dit nie aanvaar as sommer net nie iets nie. Gaan praat met jou kind. En as daar dan 'n probleem is, dan sorteer jy dit van daar af uit. Sonel, hoeveel sal jy sê is die skool se verantwoordelikheid en hoeveel is die ouers se verantwoordelikheid? Ek dink die skool het 'n definitiewe rol om te speel, in die sin van om die platforms te skep en die kommunikasiekanale oop te hou, om gevalle aan te spreek. Maar ek wil vir jou sê, ek stem met Frik heelhartig saam, dat die primêre verantwoordelikheid begin by die huis. Ek dink ons leef in 'n samelewing waar verdraagsaamheid al hoe minder raak, waar ek wil amper sê gewelddadige gedrag genormaliseer word, en dat dit 'n rol speel in hoe kinders ook optree, want dit is hoe hulle ervaar konflik byvoorbeeld opgelos word. Ek dink daar's 'n wisselwerking tussen die skool en die ouers en dan die kinders. En dan ook die breër gemeenskap. Ek dink ons moenie as 'n breë gemeenskap en 'n Suid-Afrikaanse gemeenskap terugdeins en terugstaan en ons hande was van 'n probleem wat vertaal in skole in boeliegedrag, maar in 'n breër gemeenskap ook geweld teenoor vroue en kinders. Dis regtig 'n ernstige probleem met 'n ingesteldheid van mense. En ek dink dit hou verband met die verbrokkeling van waardestelsels. As jy in 'n reëls gebaseerde omgewing
woon en werk en figureer, probeer jy met 'n reël regmaak wat eintlik met 'n ingesteldheid te doen het. Dit gaan vir my oor die regte waardes oordra en vir elke kind dit in hulle persoonlikheid laat opneem en hulle wese laat opneem. En dit sal ook hopelik die siklus van boeliegedrag oor generasies help afbreek. 'n Gesonde omgewing by die huis is van kardinale belang. Ek dink dit is seker maar die eerste stap. Want as daar nie 'n veilige omgewing by die huis is nie, en 'n kind kan nie met 'n pa of 'n ma praat nie, dan moet dit natuurlik by die skool ook geskep word. Maar 'n onderwyser kan nie werk met 'n kind as hy te bang is om selfs met sy ouers te praat nie. Is ek reg of verkeerd? 100% Nicole. En ek dink baie keer het ouers 'n onregverdige verwagting dat die skool die probleem sal oplos. En ek dink 'n mens moet by ouers tuisbring dat die primêre verantwoordelikheid bly hulle sin. En dit is hartseer dat baie van ons kinders nie voel hulle het 'n oop genoeg verhouding om enigiets met hulle ouers te kan deel nie. Hulle is dalk bang dat die ouer verwerp of daar is klaar komplikasies waar ons het gesinne wat se struktuur verbrokkel het en waar jy dalk in 'n enkel ouer huis is en daar verskriklik baie druk op die ouer is en die kind half 'n verantwoordelikheid voel om nie nog druk op die ouer te plaas nie. En in daardie gevalle is dit juis vir ouers ongelooflik belangrik om daai verhouding met jou kind te kweek, dat jou kind letterlik enigiets met jou kan kom deel en dat jy nie veroordelend sal wees nie, maar dat jy ondersteunend sal optree en sal begelei. En daarmee bedoel ek nie dat jy sal goed praat alles wat hulle doen nie. Ja, dit is want nou oorkompenseer jy. Ja. Wat is die verskil tussen oorkompenseer en half nog steeds, jy weet, dissiplinêr optree, as ek dit so kan stel? Dit geld vir groot mense ook. Ek sê baie keer vir mense, onthou, nee is ook 'n antwoord en dit is aanvaarbaar om vir jouself en vir jou kind grense te stel. Dis gesond om grense te hê. Dis nie 'n negatiewe ding nie. Ek dink baie keer tereg voel ons as ouers, ons wil ons kinders tog beskerm en ons wil vir hulle dit so maklik as moontlik maak. Maar dan herinner ek my altyd aan iets wat my pa vir ons gesê het toe ons nou kinders was in die huis. Hy het baie vir my gesê, jy moet net een ding onthou. Klein boontjies groei nie in die skaduwee nie. So dit is deel van jou kind se ontwikkeling om ook gekonfronteer te word met moeilike situasies. En jou as ouer se plig is om jou kind toe te rus om dit te kan hanteer, nie om dit namens die kind te hanteer in elke geval nie. En vir groot mense is dit ook so, in 'n werksplek, waar jy ook boeliegedrag sal kry. Natuurlik, ja. Met iemand wat dalk in 'n posisie van gesag is. Hoe moet jy jouself handhaaf om respekvol te wees, maar nog steeds jou grense te stel en jou punt oor te bring en balans te hê in daai gesprek. En dis 'n ingesteldheid en dit kom vir my van 'n plek van respek af. As jy dit op 'n respekvolle wyse hanteer, as jy dit doen deurdag en met insig, dan kan mense jou nie regtig fouteer nie. Jy kom vir my oor as 'n vrou met verskriklik baie insig. Waar sal jy sê kom die meeste van jou raad vandaan? Dit is 'n diep geestelike oortuiging en ook dit is 'n diep omgee vir mense. Wat van empatie wat van kleintyd af daar was vir mense wat dit nou nie weet nie en wat dit nie gaan glo nie. Ek is eintlik 'n prokureur. Ek dink jy het my gehad. En ek dink 'n mens het in daai beroep het jy baie keer te doen gehad met hartseer situasies en met lelike goed in die lewe. En daai blootstelling het ook vir jou laat besef, daar moet 'n beter manier wees om goed te doen. Daar moet 'n beter manier wees om konflik op te los. Daar moet 'n beter manier wees om 'n gesin wat uitmekaar uitval op so 'n manier te rig dat die kinders ten minste nog steeds die ondersteuning kry wat hulle nodig het. Ja, dit is 'n kwessie van die werk wat ons doen, die blootstelling wat ons kry, uit die aard van die saak, die ATKV werk baie met kinders. En dis vir ons verskriklik belangrik om vir kinders platforms te skep waar hulle vol rond ontwikkel
tot hulle volle potensiaal. Want so word hulle die burgers en die ouers wat ons graag in die toekoms wil sien. En ek dink dis waar die oortuiging vandaan kom. Die absolute saai behoefte om in die jeug in te saai by die ATKV. Waar kom dit vandaan? Is dit volhoubaar met ons land? Die jeug is die Ja. toekoms van die land. Natuurlik, ja. En as ons 'n verandering wil bring in ons land vir die toekoms, dan moet ons die jeug nou al reg toerus met die gereedskap om dit te kan gaan doen. Maar dis die besluitnemers van môre en oormôre. En dis hoekom dit so belangrik is om by hierdie punt te kom. En so nou het aan dit geraak. En ek dink dit is waar my einddoel gaan wees of my eindantwoord gaan wees rondom boelie, is om wat in jou beheer is met jou kind te kan reg doen. Jy het nie beheer oor die boelie nie. Jy het nie beheer oor die omstandighede waarin hy vandag by die skool of sy vandag by die skool sit nie. Maar jy het beheer oor jou kind. En as jy die gereedskap vir jou kind kan gee om haar sy eie selfwaarde, selfbeeld te besef in God. Kyk, ons het nie die antwoord vir boelie nie. Ek dink ons gaan ooit die antwoord vir boelie hê nie. Boelie is so oud soos die Bybel, Kain en Abel, Jakob en Esau. Maar ek dink vandag kan ons die gereedskap bymekaar kry om ons kind geestelik, emosioneel te versterk sodat sy die boelie kan verwerk. Dit is deel van die DNA van die organisasie. Baie mense onthou dit dalk nie meer nie, maar die ATKV het in 1930 ontstaan as 'n debatsvereniging. Spesifiek met die doel om mense te bemagtig en uit hulle situasies uit te lig. Nou, as 'n mens kultuurhistories kyk na daardie tydperk, was dit redelik kort nog na die Anglo-Boereoorlog. Dit het te doen gehad met die depressie en die rinderpes. Mense het swaar gekry en mense het hoop gesoek. En hierdie organisasie het ontstaan met daai doel. Ons gaan hoop skep en ons gaan mense bemagtig. En nou amper 96 jaar later doen ons dit nog steeds. Baie van ons projekte waarmee mense bekend sal wees is al oor die 60 jaar oud. Redenaars, applaus, debat. Dit het geen bekendstelling nodig. Dit het geen, en dis almal projekte wat in die omgewing van 60 jaar oud is en ouer is en groei. Want ek dink dis 'n verskriklike belangrike vaardigheidsontwikkelingskomponent om die taal, die kultuur, die kunste gedeelte ook te ontwikkel. Sport speel 'n rol en sport speel 'n belangrike rol, maar net so doen die kultuur en die kunste gedeelte om regtige volronde volwassene te ontwikkel. Jy het nou gepraat van Kain en Abel, maar natuurlik met die tye het die toolbox vir boelie bietjie verander. Ons het natuurlik Facebook bygekry, WhatsApp, Snapchat. Ek het 'n interessante statistiek gelees dat 70% van ons jeug deesdae op sosiale media is, of dit nou Snapchat, WhatsApp, Facebook, YouTube, hulle is op die internet. En net 40% van ons kinders bewus is van die gevare van hierdie sekere mediums. So, wat is die maniere wat ons kinders kan beskerm van hierdie probleme af? My vrou sê altyd, as een van ons kinders, of selfs ek ook, as ons by die huis kom en ons vertel iets, dan vra sy eers 'n paar vragies. En dis wat julle net nou gesê het, Chanel het dit ook gesê. Waar is jy gisterand? Nee, ek speel amper daai. As ek uit 'n beheerliggaam voorsitter se perspektief kan praat en iemand wat op dissiplinêre verhore gesit het. As jou kind by jou kom vandag en sê ek word geboelie. In die eerste plek het ons die verantwoordelikheid as 'n egpaar en as 'n pa en 'n ma om ons kinders in 'n goeie morele waardesisteem op te bring. So as jou kind vandag by jou kom en jy daai oop verhouding gehad met jou kind en sy kon met jou kom praat, vra 'n paar vrae. Kyk, daar's twee kante na hierdie ding toe. Die skool in hulle kurrikulum wat hulle het nie die tyd eintlik om nog boelie of sosiale probleme op te los wat eintlik van die huis se kant af kom nie, né? So onderwysers is onder druk. Ons moet dit vir mekaar sê. Die kurrikulum is van so 'n aard en ek gaan dit bewys deur een stelling te maak is dat ons graad 12 leerders vandag in die skool het 'n graad 4 leesvaardigheid. Jy kan na universiteite toe gaan. Pikke sal jou nou sê as jy inskryf by Pikke gaan hulle jou toets om te lees en as jy nie goed genoeg lees en verstaan nie, sit hulle in jou leesprogram vir 'n jaar sodat jy kan verstaan wat jy moet lees. So ons kurrikulums is van so 'n aard dat daar's nie tyd om na 'n kind toe terug te gaan wat sukkel nie.
Hulle gaan net aan met die kurrikulum. So as jou kind by jou kom vandag en sê, Appel het my vanoggend daar sleg gesê by die blokke of waar ook al, vra 'n paar vragies, wat is gesê? Probeer eers agterkom, is dit werklik waar 'n konstante boelie probleem wat nou oor 'n tydperk opkom, of is dit nou vanoggend maar net 'n ding wat gesê is teenoor jou kind? En as jy dan agterkom, dis 'n konstante ding. So elke skool het 'n boeliebeleid. Dis deel van die beheerliggaamstelsel wat in plek moet wees. So plek daarvan om nou onmiddellik op die foon te spring, die skool te bel of daar op te daag en met die personeel te beklei daaroor, kry die feite agter mekaar, kontak die regte persoon, praat met die persoon en sê, luister, my kind, ons vermoed sy word geboelie, kan julle na die saak kyk? As jy die prosedures gevolg het, en die skool wil regtig dan nou dit staan doen, dan maak dit eintlik net jou hande sterker later by die departement. So kom deur dit. En dit is jou ouers se reg om daai kind se ouer te kontak en te sê, weet julle wat, ek het nou met die skool gepraat, daar is lyk my konflik tussen my en jou kind by die skool. Kan jy asseblief met jou kind gesels daaroor en ek sal met my kind daaroor gesels en kom ons kyk of ons die konflik kan oplos. Natuurlik, as dit van daar af nog steeds eskaleer, dan het jy ander stappe wat jy kan volg. Maar ek sal sê van 'n beheerliggaam se kant af is dit die eerste stappe wat 'n mens volg om te kyk of jy dit nie tussen die twee ouers kan oplos voordat jy nou nog die druk op die skool ook gaan plaas nie. Die ander kant van die saak is, en dis iets wat ons nou deesdae regtig optel en wat ons toe ek by die hoërskool nog was laas jaar, wat ons 'n onderwyser nie toelaat om 1-tot-1 met 'n kind te praat nie. Jy maak seker daar's 2 persone betrokke as jy met 'n kind praat en 'n opname van die gesprek. Wanneer dit nou begin uitkom en dis nou by die hoërskool, hulle die kind gaan die ma en die pa toe vanaand en vertel 'n ander storie en sê dat die onderwyser pik op my. Die hele boelie probleem, dis nie net, en boelie het vandag so begin word. Dis nie meer 'n fisiese ou boelie wat ons op skool was en ons sort mekaar gaan die vierkant uit en is verby en klaar nie. Boelie gaan huis toe. Boelie gaan met jou selfoon huis toe. Die manier van boelie het ook baie verander. Dis amper asof dit 'n baie sielkundige boelie begin word. Jy weet, die boelies het slim begin word. Dis amper, kom ons kyk wat gebeur, kom ons bly stil. So sê nou maar daar's iets in 'n ou se neus. Dan sal hulle stil bly en kyk hoe hy in 'n ding ingaan. Verstaan, ons het 'n baie volwasse humor tipe van boelie begin kry. Die ouens bly stil oor goed wat mense skaam sal kry. Ons sit met 'n baie spesifieke boelie deesdae. Uitsluiting vandag 100% is die grootste boelie gedrag wat ons kry. Ek gaan jou nie na my kuier toe hierdie naweek doen nie, want jy's vriende met Sonel en ek hou nie van Sonel nie. So solank as wat jy hierdie vriendskap het, gaan ek jou nie betrek by my nie. Dis manipulasie. Ja. Deel van die manipulasie in my oogpunt wat met boelie gepaard gaan is die vlak van alles is gedrewe aan prestasie. Daai kind is heel moontlik te bang om met sy paal te praat en te erken dat ek het 'n probleem, ek word geboelie, en hy kyk op na sy pa of sy ouers en sien hoe hulle dinge kan hanteer, maar eintlik hanteer die pa dit nie soos wat hy dink die pa het hanteer nie. So en dit kom terug na die ding, dis jy moet 'n oop verhouding met jou kinders hê. Ek meen, ons het gevalle gehad waar ouers deel gevorm het van boelie. Dat die ouers Deelgeneem het wat ons praat van manipulasie en ek gaan nie vreeslik ingaan op die detail nie, maar ons het 'n saak moes hanteer waar 'n kind bevriend geraak is deur 'n meisie op sosiale media. Die kind het op die punt gekom waar hy naakte foto's aan die meisie gedeel het en toe begin die meisie hom afpers. Dan kom later toe uit, dis nooit 'n meisie, dis 'n seun. En hy het sy ouma betrek om sy leuen te help voortbou sodat hy nie moet skuldig bevind word. Sy ouma. Dis daai afbreek wat Sonel van gepraat het in ons sosiale strukture waar die ouma bereid was om deel te vorm van die ding sodat die kind net nie die moeilikheid moet kom by die skool nie. Ek noem dit 'n sosiale monster waarmee ons deel. En daai sosiale monster is besig om groot te raak, maar daar is 'n ligpunt in dit ook. Jong mense is besig om terug te draai, terug te kom na hulle morele waardes. Ons sien dit in ons jong mense. Ons sien dit uit jou musiek uit en die mense wat jou volg in jou musiek ook. En dis 'n ligpunt en ek dink dis iets waarop ons kan bou. En as ek dan nou kan terugkom na dit toe met Sonel hulle in haar posisie as uitvoerende beampte van die ATKV, en ek is trots om deel te kan wees van so 'n organisasie wat regtig die visie gehad het om al 3 jaar terug 'n film uit te bring oor boelie wat in mooi geskied is by Buffelspoort. Laas jaar is daar 'n toneelstuk uitgebring deur Centurion Theater se mense, Leon hulle, oor B is nie vir boelie nie. Ek onthou, ja.
Dis ongelooflik. Ja, en dat daai visie daar is om in die jonger mense, die toekomsbesluitnemers al klaar te gaan investeer en te kon raak sien dat daar is 'n probleem. En ons moet dit nou vat en ons moet nou voortbou op dit. Die ATKV is baie proaktief rondom die situasie. Ja, BS vir Boelie het bene gekry, wat wonderlik is. Ons is altyd baie dankbaar wanneer dit gebeur. Ons het 'n verpakking daarvan gaan doen. En hier betrek ons weer die kuns en kultuur gedeelte met 'n gids wat dit vir amateur teatergroepe toeganklik maak om opvoerings te hou in hulle dorpe en streke. Die ATKV se reikwyte is ook gelukkig tot op die diep platteland en ons weet dat dit ook 'n uitdagende omgewing is want hulle het nie altyd toegang tot wat ons in die stede toegang tot het nie. Ons is besig met die projek om dit baie breër uit te rol en ek dink dit sal definitief 'n lewe van sy eie aanneem. Ek dink daar's een belangrike punt wat ek graag wil maak. Ons moet onthou, ons kinders van vandag is ons ouers van môre. So as ons hier 'n inspraak kan maak, hoop ons om daai ketting in die toekoms sterker te kan maak. Stem 100% saam. En dan 'n ander kant dalk, en dalk is dit nou maar die regsgeleerde in my wat na vore kom, om die balans altyd te bring, is om ook te vra, wat is fout in die boelie se lewe, dat die gedrag daar is? Wat is die ingryp wat daar moet gebeur, vir daai kind om nie daai gedrag mee voort te gaan nie? Want vir my dink ek dit kom van 'n plek van diep onsekerheid in baie gevalle. Daar moet ook 'n inspraak daar kom wat daai ouers en daai kinders betref om 'n verandering te kan bewerkstellig wat hopelik 'n blywende verandering sal wees. Daai is so waar. Ek het nou eendag 'n ding gelees van as jy nie die monsters in jou eie lewe gaan doodmaak nie, gaan jou kinders hulle grootmaak. En dis presies wat jy nou gesê het. So jy moet die kettinge breek sodat jou kinders nie hoef nie. En ek is seker julle het al baie interessante gevalle by die ATKV gesien en waarmee julle direk werk. Toe julle bees vir boelie aan mekaar gesit het, hoe het julle daarna gekyk om dit makliker vir kinders te maak om te interpreteer? Dit is in die vorm van kinderteater en dit is in die vorm van 'n karakter wat ons gaan skep het. Wat amper kan ek nou maar sê die simbool gaan wees van wat anti-boelie gedrag behoort te wees en hoe jy situasies moet hanteer. Ek dink dis belangrik dat dit verstaanbaar is op verskillende vlakke, want jy wil dit ook graag by jong kinders reeds tuisbring. En daarom is dit kinderteater, maar jy kan hom dan nou ook 'n paar vlakke lig in terme van die ouderdomsgroeperings van die kinders. So dit is so geskryf en die teks is so ontwikkel dat jy dit minder kompleks kan maak of meer kompleks kan maak. En dat dit ook 'n bietjie 'n element van interaktiwiteit het en dat daar in gevalle is wel dit so gebruik kan word, kom ek stel dit so, dat kinders self die opvoering kan doen. Die toneelstukke wat dan nou opgevoer word deur die kinders self, maak dit makliker vir kinders om te identifiseer. So dis iemand wat my maatjie is of wat ek ken en hulle praat hieroor en onmiddellik is daar 'n geloofwaardigheid op 'n ander vlak wat baie keer nie van 'n ouer persoon af kan kom nie. Jy skep daai omgewing en daai empatie tussen die kinders, dat hulle met mekaar daai gesprek kan voer en self ook by oplossings kan uitkom. Dis vir my nogal belangrik dat 'n skool as 'n gemeenskap gesien word en dat daai gemeenskap homself ook moet kan verbeter en verskans en dalk die gedrag kan uitwys wat onaanvaarbaar is op so 'n manier dat die boelie self ook die ondersteuning kan kry wat hy nodig het. Om aan te sluit by Sonel met die twee projekte wat nou al reeds is en baie mense weet dit nie, maar die ATKV se strukture is so gemaak dat ons het, en ek is nou een van die voorbeelde daarvan, dis 330 takke reg oor Suid-Afrika wat gemeenskapswerk is. Dis nie iemand wat betaal word nie, dit is
vrywillige werk wat gedoen word en ek is by Vereniging Tak en na gesprek met my en jou en ons hoof van takke Elda Kreer het die idee by my opgekom dat ons kan nog na iets gaan kyk en ek wil dit duidelik sommer van die begin af sê. Vandag gaan ons nie 'n antwoord kry nie. Maar so Nel het nou 'n ding gesê, as daar een kind is wat in daai B so boelie tienertoneel identifiseer met die persoon wat daai boodskap oordra en sê maar ek gaan deur dieselfde ding en hoe hierdie karakter dit hanteer. As ons een kind vandag kan help of een ouer vandag kan help in 'n situasie waar hulle deurgaan, het ons doel bereik vandag. Te wen. Dis 'n wen. Ons kan nie die hele olifant vandag wegvat nie, maar ons kan een happie uit hom uithaal. So ons by Vereniging Tak het toe met die idee opgekom, uit die 330 takke is 117 jeugtakke. En in daai 117 jeugtakke, hulle funksioneer binne in skole. Dis hoërskoolkinders. En ons is besig om 'n Google dokument bymekaar te stel met sekere klompie vrae daarin, wat ons dan na die 117 jeugtakke toe gaan stuur. En vir hulle vra, soos, hoe ervaar julle boelie in die skool? Wat dink julle kan aan boelie gedoen word? Hoe hanteer die skool boelie? Is die boelie beleid by die skool? Weet julle wat daarin staan? Is dit voldoende? Hoe help julle? Kan jy identifiseer met iemand en help jou? Ons is besig om so 20 vragies bymekaar te sit, die dokument dan uit te stuur na die jeugtakke toe en ander takke wat bereid is om dit ook by die skole uit te vat en ek het alreeds gedink as ons die jeugtakke betrek, hulle te vra kom by 'n laerskool ook uit. Dat ons nie net die hoërskool se perspektief kry, maar die laerskool se perspektief ook kry. Die dokumente gaan dan na 'n professor toe by Koffsies, in sy fakulteit gaan hulle vir ons analise op dit doen. En moontlik kry ons dalk 'n ander antwoord uit wat is hedendaagse gereedskap, wat ons mee kan nuwe antwoorde kry, hoe om bullying in skole te kan begin benader. Wat ons dalk heel moontlik deur ATKV se betrokkenheid by die jeugtakke, FETSA se betrokkenheid by die beheerliggame, nuwe goeders kan help om daai boeliebeleid wat by die skool is, te verbeter en te verander, sodat ons die aspek dalk net 1 grade gedraai kan kry. So die belangrikste ding nou is dit om data te versamel, sodat hierdie professors mee kan werk en nuwe gereedskap kan vorm. En ek dink ons gaan uit 117 takke, dis 117 skole in Suid-Afrika. Ja, dis ongelooflike data. Dis landwyd. Sal ons enorme klomp inligting kan kry, nuwe idees. Met die huidige data frik wat julle nou het, as jy vir my so net 'n paar wenke kan gee. Ek meen beide van julle, waarvoor 'n ouer moet uitkyk dat jou kind wel geboelie word. En dan ook hoe om dit te hanteer. Die grootste wenk is 'n vertrouensverhouding met jou kind. Ek het vir my seun en my dogter gesê, en ongelukkig, ek is 'n beheerliggaam voorsitter, en ek weet jy wil oor die beheerliggaam 'n bietjie gesels ook, want dis ook 'n vorm van boelie. Ja. Want daar's daai persepsie van dat die beheerliggaam se kinders kry altyd die eerste span kaptein en hoofseun en onderhoofdogter, wat nie altyd reg is nie. Daai persepsie bestaan, maar as die beheerliggaam reg funksioneer, Dis reg benut word. En reg benut word. Vandag 'n beheerliggaam is 'n direksie. Net soos die ATKV direksie het, is dis 'n direksie. Skool is 'n besigheid. En die tyd dat Tannie Sunny van die kerk se kombuis wat die koeksusters maak op die beheerliggaam sit is verby. Jy het vandag professionele mense nodig wat daar moet sit. Prokureurs, sielkundiges, mense wat insaak kan lewer om die skoolstelsel vorentoe te kan vat. Dit is nie meer in vandag se tyd net 'n groepie wat daar kan sit nie. Daarmee stem ek 100% saam. So ek wil eintlik, het ek nie altyd daar gepraat het, is soos, ek dink, dit is nooit die beheerliggaam nie. Ek dink dit is 100% die hoof. Want jy kry of 'n hoof wat die beheerliggaam dien, of jy kry 'n hoof wat die skool dien. En ek dink dis waar ons die situasie. Ons gesprek vandag is nou nie eintlik oor hierdie ding nie, maar dis waar, en ek gaan dit noem, dis waar FETSA's 'n enorme rol speel om die opleiding van 'n beheerliggaam korrek te kry, sodat die funksionering, want nou sit jy met 2 pole. Jy sit met die departement van onderwys en jy sit met die ouer komponent, want dis wat dit is in 'n skoolstelsel. En die 2 moet saam met mekaar kan werk om die skool te kan laat funksioneer. Nou alle magte lê binne in die beheerliggaam. Taal, toelating, sport, alles lê hierso. Die hoof is eintlik net daardie departementele verteenwoordiger wat die funksionering doen van die skool. So hy het opdragte van die departement af, maar hy het ook opdragte van die beheerliggaam af. En die eerste ding wat in opleiding opkom, is die verhouding tussen die skoolhoof en die beheerliggaam. Dis die belangrikste. As die 2 in sinergie met mekaar kan werk, dan floreer 'n skool. Okay. So ek wil terugkom na die punt toe van
my eerste wenk is die vertrouensverhouding tussen jy en jou kind. En ek het 'n reël gehad met my kinders en dis vandag nog so. Moet nooit vir my jok nie. Want as ek vandag jou moet kom verdedig in 'n dissiplinêre probleem by die skool, moet ek kan vertrou wat jy vir my gesê het. As jy vir my gejok het en ek moet twyfel in wat jy vir my in hierdie een by die huis vertel het as 'n leuen, gaan ek daai wantroue in jou hê in daai situasie. So ek moet weet as ek daar kom sit vandag en jy was in 'n bekleierery betrokke gewees en jy het my gesê ja pa, ek het eers geslaan, dan weet ek jy het eers geslaan. Maar as my seun vir my gesê het ek het hom gewaarsku en ek het dit by die onderwyser aangemeld en niemand het niks daaraan gedoen nie en ek het myself vandag verdedig teen daai boelie, dan kan ek uit daai punt uit hom verdedig want ek weet my kind jok nie. So die vertrouensverhouding vir my is van kardinale belang. Punt nommer 2 is volg die strukture wat in die skool is tot jou beskikking om dit te kan hanteer. Daar is strukture wat jy kan doen. En dis weer eens waar terugkom die beheerliggaam toe. Is daai strukture is daar gestel, maar jy is ouer, 'n beheerliggaam is 'n verkose mondstuk van jou as ouer se verteenwoordiging by die hoof. Jy is in beheer as ouer teenoor daai beheerliggaam. Hulle moet doen wat jy vir hulle sê. Nie hulle wat hulle vir jou sê nie. Jy is ouer het om daar geplaas. So maak jouself met kennis, kry kennis rondom wat in daai boeliebeleid staan. Wat is jou strukture? Hoe benader jy hierdie saak? Wees lief vir jou kind. Ondersteun hom of haar. Elkeen se persepsie van boelie is anders. Jy kan vandag vir my sê jy is 'n vark en ek gaan dit na my toe aantrek want ek is nie 'n vark nie. Ek gaan vir jou sê jy's 'n vark en jy gaan dit aflag. Elkeen se persepsie moet nooit dink dat daai kind se persepsie van wat hy ervaar by die skool is sommer net niks nie. Maar sy seer is sy seer, né? Sy seer is sy seer. Snel. Ek dink ek kan net beamoen wat Frik gesê het. Skep die ruimte waar jou kind veilig genoeg voel om met enigiets na jou toe te kom. Ek het gister weer 'n interaksie gehad met hoërskoolkinders en daar het 'n baie hartseer voorval gebeur by 'n skool. En wat nou vir my interessant is om te sien hoe daai kinders in die skool rondom die geval wat gebeur het, waar 'n kind haar eie lewe geneem het, hoe hulle reageer en wat die emosionele impak is op daai kinders van wat nou daar gebeur het en hoe moet ons hierdie goed nou hanteer en vir wie moet ons nou vra dat hulle met jou gesels en openlik vir jou sê dis so seer en ons verstaan nie hoekom nie. Maar as jy nou later mooi luister, dan kom jy agter, daar was cyberboelie gedrag. En daar wil ek vir ouers sê, onthou, ons sit daai toestelle in 'n kind se hande. Dis ons verantwoordelikheid as ouers om hulle voor te berei oor hoe om dit te gebruik en hoe om te hanteer wat daarop deurkom. In Australië het hulle nou die reël gemaak om die fone te verbied in skole. Tot en met 16. Ja. Ja. Die eerste ronde navorsing het nou teruggekom om te sê, is daar 'n impak, is daar verbetering? Die hartseer nuus is nee, want die kinders vind ander maniere om toegang te kry tot toestelle. En nog steeds is hulle blootgestel. Ek wens dit was so maklik as om te sê, kom ons neem daai toestel Die weg. kognitiewe skade is klaar gedoen. Dis klaar daar. Ons moet ons kinders voorberei vir wat op daai toestel gebeur en hoe jy onderskei tussen reg en verkeerd, waarheid en onwaarheid. Dit is waar die probleme inkom. En ook as jy in 'n situasie kom waar jy blootgestel word op 'n selfoon of op die sosiale media blaaie, wat doen jy daaromtrent? Vir wie sê jy dit? Moet om hemelsnaam nie net stil bly nie. Kom praat. Al is dit dan nou nie met die ouer nie omdat jy voel jy kan nie, maar kom praat met iemand wat jy vertrou. En daardie persoon moet definitief onmiddellik aksie neem. Die ouer intrek, die skool intrek, die hele gemeenskap wat daai kind moet ondersteun, intrek, bewus maak en 'n plan maak om dit aan te spreek daar en dan. Dink jy skole is nog 'n veilige omgewing? Ek dink dit is relatief en ek dink dit is hartseer om dit te sê.
Dis nie 'n refleksie op onderwysers noodwendig Nee, ek nie. praat glad nie, dit is nie gemik op onderwysers nie. Dis 'n kwessie van skole is 'n weergawe van ons samelewing. Presies. En ons moet vir onsself vra, wat doen ons om ons samelewing veilig te maak? Is ons nog simbioties? Op hierdie stadium dink ek ons is nie waar ons moet wees wat dit dan betref nie. Ek dink die simbiose het vervaag en ek dink dis wat ons moet terugbring. Die meelewendheid van 'n gemeenskap wat betrokke is by 'n skool, wat betrokke is by mekaar. Het sy dit die mense is wat in jou straat woon, het sy dit is die mense wat by jou skool betrokke is, het sy dit mense is wat by jou kerk betrokke is. Ons moet daai meelewendheid weer terugbring. Hoe doen ons dit? Dit is my groot vraag. Want as jy die siel van die muur gaan lees en jy gaan kom agter wat Eugene Marais se groot behoefte was, dan verstaan jy die hartseer agter daai boek. En hy het dit op daai tyd begin agterkom. Hy het en die hartseer daarvan is die vervaging van 'n waardestelsel. Helemaal. Want ek sê weer, dit gaan oor 'n ingesteldheid. Dis 'n ingesteldheid wat jy moet kweek. Dis 'n waardestelsel wat deel moet word van jou wese. Jy kan nie reëls gebaseerd leef en dink jy gaan iets positiefs skep nie. Want reëls is gemaak om mense te straf vir wanneer hulle goed verkeerd maak. Ja. Terwyl as jy waardegedrewe werk, gaan dit oor wat is goed vir my, maar die my in 'n etiese konteks. Wat is goed vir my sonder dat dit sleg is vir 'n ander persoon, op so 'n wyse dat dit ook 'n gemeenskap dien. Dit moet in 'n driehoek in balans wees. Is dit nie maar die doel van die hele ding om teen boelie te werk nie? Dis dan om simbiose te bevorder nie. Ja. Jy kan nie in 'n boelie struktuur pas simbiose ego pas glad nie in simbiose in. 100%. Ek sit in dieselfde ding nou en dink terwyl Sonel gepraat het, presies wat jy nou sê Appel. Die ouer moet die skool ondersteun in die boelie situasie. Die skool moet die ouer ondersteun in die boelie situasie en saam met die kind. Dit moet nie 'n geveg raak tussen mekaar nie, want dan wen niemand nie. Daai kind het 'n seer. En die kind wat boelie het ook 'n seer. Ek het dit al baie gesê, elke dissiplinêre saak wat ek hanteer het, kon ek terugtrek huis toe. Kon ek gaan kyk by die huis is iets aan die gang. Ons moet erken dat daai boelie het ook 'n seer. En so nou het dit net nou gesê, as ons by daai seer kan begin by daai kind, gaan ons die boelie teenoor my kind help oplos ook en teenoor 'n ander kind. So die boelie moet nie die monster in die donker wees nie. Nee. Ons moet besef dat daai kind het ook 'n seer iewers wat met hom gebeur of met haar gebeur het. Maar as daai struktuur so kan begin raak dat jy nie die skool skakel en hulle uittrap oor jou kind geboelie word nie, maar eerder help om die oplossing te gaan soek binne in die skoolstrukture. Maar nou die skool ook die verantwoordelikheid om dit terug na jou as ouer toe te doen. Ongelukkig is daar soveel wolfskree deesdae by die skole, wat nie elke saak is 'n boelie saak nie. Daar is soveel van hulle wat net nie daai vlak bereik het nie, maar nog steeds moet daai onderwyser in sy kurrikulum druk, gaan sit onderskei, is dit regtig 'n boelie saak, is dit nie 'n boelie saak nie. Ons moet na dit ook kyk. Ons moet ons kinders leer om nie net wolf te gaan skree nie. Dat die kind wat dit nodig het om gehelp te word, gehelp kan word. Ja, ek dink op die oomblik is dit die belangrikste om die mees toegeruste individu's by skole te kry. Ek dink daar's ek gaan seker nou maar gekruisig word vir my opinie, maar daar's te veel mense wat ledig by die huise is, wat nie werk doen nie en wag vir moeilikheid om drama te veroorsaak. En ek glo vas ledigheid is die duiwel se oorkussing. En want ek neem aan die ouers wat hard werk en probeer kos op die tafel sit, is seker maar die ouers wat die minste dan drama by die skole veroorsaak. So ek dink om hierdie situasie regtig die beste te maak, is om jou eie kant toe te skuif, jou kind eerste te sit en net bietjie stil te raak vir 'n oomblik en die probleem aan te spreek en nie jou eie ego nie. En te danke aan individue soos Sonel en Frik van die ATKV het ons 'n ongelooflike stelsel saam met wie ons kan werk. So hierdie week moet ons bietjie dink nie aan onsself nie, nie aan ons egos nie, maar wel aan hierdie ongelooflike geskenk wat ons van die Here af gekry het, genaamd jou kind. Baie dankie. Dit was die Appelkas.